Vanoggend fokus ons 'n bietjie op olifante en ook hulle belangrike rol in ons samelewing, in ons natuur. En ek gesels met Adine Rode, sy is die besturende direkteur van Jabulani en ook die stigter van Herd. Baie welkom by Grootplaas. Baie dankie, Mia. Lekker om te wees. Dis lekker om jou hier in die ateljee by my te hê. Ek Ja. moet sê, ons het al so 1 of 2 keer gesels. Ons praat 'n bietjie oor die rol van moederskap, wysheid van olifante. Wat 'n mooi sin eintlik. Verduidelik dit vir my. Weet jy wat, ek dink dit kom, as jy kyk na olifante en hulle, jy weet, kan ek sê wysheid, die manier net hoe hulle na mekaar kyk en hulle kleintjies en die koestering die amper. koestering. Jy weet, ek leer so baie by hulle. Ek wens eintlik, was baie jonger om hierdie goed, selfs deur my eie moederskap Ja. te kon gevat het. Ja. Maar dit is net ongelooflik, die manier hoe hulle mekaar hanteer en ek dink ons het net so baie om te leer, veral jy weet soos in oormoederskap by hulle. Nou, voordat ons 'n bietjie meer oor dit gesels, vertel vir my net eers Herd. En wat doen julle? Wat is julle rol? Hoe bewaar julle eintlik maar olifante vir die volgende generasie? Weet jy wat ek dink? Mens moet eintlik kyk soos na Herd. Weet mense sê in Suid-Afrika, jy weet altyd vir my, ons het te veel olifante. Hoekom doen jy wat jy doen? En ons het dalk te veel olifant, maar ek dink ons het te veel mense ook, maar om jy weet op die einde van die dag die wesies wat jy inkry, kom van ek kan sê human animal conflict situasies. So ek voel waar jy as 'n mens die natuur te nagekom het, of nie net die weet, natuur nie, maar iemand te nagekom het, moet jy help. En jy moet probeer om die situasie weer reg te maak en te verbeter. So dit is dalk 'n sosiale, jy weet, meer as ek kan sê, 'n bewaring, om so na die olifante te kyk. En weet, dalk gaan ek nooit die spesies, kan ek sê, vir die toekoms kan ek sê red nie, want almal vir my sê daar is nog te veel, ek dink daar's genoeg olifante in Suid-Afrika, maar as jy na die res van Afrika kyk, jy weet, is daar 'n tekort in sekere dele, jy weet, en word daar groot groepe gevat, jy weet, na ander lande toe ook. So. En jy speel ook, ek dink as ons kyk na die rol van moederskap, jy het nou genoem van hoe baie mense eintlik by olifante kan leer, hoe hulle dit doen. Nou, watter rol speel moederskap in jou werk om vir jou moontlik te maak om te doen wat jy doen? Natuurlik, julle kry hierdie wesies in en ek sal byvoorbeeld nie eers weet waar om te begin. Om hulle jy word mamma weer, né? Nee, ek moet vir sê dit is regtig. Jy weet jy moet op soveel van jou instinkte. Jy weet dat ek het selfs vroulike jy weet vroulike, ek wil sê eintlik mense, nee, vrouens wat my help om die kleintjies, jy weet, kan ek sê, na te kyk as hulle so klein is. Omdat jy net as 'n vrou dink ek daai moederskaprol ook het en dat jy goed optel wat my ouens nie optel nie. Alhoewel, jy weet dit ouens is wat al, kan ek sê, al 25 jaar saam met my werk. Ja. Hulle mis nog goedjies. Jy weet, dis goedjies wat jy nie ook sien. Dit is, jy tel dit op en dis baie stupid goedjies, nê? Maar as jy dit sien, dan weet jy moet reageer. En as jy bietjie te laat reageer, dan kan jy 'n olifantjie verloor. Jy weet dit is eintlik regtig baie moeilik. Ek sê altyd as jy dit vergelyk met renosters, jy weet, vir my is die renosters baie maklik. Jy weet, dis 18 maande wat hulle op melk is en selfs jou vrylatingsproses is baie eenvoudiger. Met olifante is dit ongelooflik kompleks. Jy het daai sosiale struktuur nodig ook, jy weet, van ander olifante, ook van mense om hulle. Jou melk byvoorbeeld verander oor 4 jaar die hele tyd. So jy moet aanpas. En daar's nie regtig 'n formule wat ek vir jou kan sê, okay, hier is dit, jy kan aangaan nie. Jy moet regtig, ek wil nou sê, adapt, soos wat jy wees, neem aan. Jy moet baie betrokke wees, nee. En jy is betrokke. Ja nee, kyk, kom ek sê vir my was dit ook 'n ongelooflike uitdaging om dit te kan doen. Jy weet, om vir 'n olifant, jy weet, van die olifant uit Zimbabwe af gekom en ek het hulle nie geken nie. En om met hulle 'n verhouding te begin. Hoe begin jy 'n verhouding? Jy weet, met 'n groter dier.
Ja, so dit was vir my half, kan ek sê, regtig 'n challenge om te dink, okay, hoe gaan ek dit hanteer? En weet, toe begin die babetjies nou te kom. So ek dink dit was eintlik vir my net soos maar ek het baie op daai, kan ek sê, moederlike instinkte, en nou ook, want ons oudste olifant is 40 jaar. Ja. En dan gaan hulle, jy weet, so af tot by die kleinstes. Maar daai ouer olifante leer vir my ongelooflik baie. Jy weet, partykeer, ek kan baie vinnig gou ietsie wil doen en alles, en hulle bring weer vir my baie kalmte in, jy weet, in 'n situasie. So saam met hulle, moet ek sê, ek dink nie ek kan sonder hulle dit amper doen nie. Nee? En ek dink dit is nog nooit in die res van die wêreld gedoen nie. Gewoonlik is dit 'n groep, jy weet, klein orphans, en die wesies word dan iewers, jy weet, vrygelaat en so. Waar hier is dit regtig, jy integreer hierdie kleintjie in 'n olifanttrop. En die sosiale impak selfs op daai koeie, jy weet, as moeders, die instink wat hulle net het en help, jy weet, hulle laat die kleintjies drink aan hulle. En dan, jy weet, hulle suig, daar's nie melk nie. Jy weet, ons kom nou met die melk aan die kant. Maar baie keer as ek met die bottel so kom, jy weet, dan sal hulle soos, hulle wil eers ook proe, nê? Natuurlik. So, dan moet ek net vir hulle 'n bietjie in hulle mond, jy weet, sit ook en sê, okay, goed, en dan gaan jy ons nou weer vir die kleintjies, nê? Maar dit is regtig 'n samewerkingsooreenkoms. In die begin, jy weet, kan ek sê, is dit net, jy weet, jy werk om net daai kleintjie deur te trek. Deur die nag. Deur die nag te kry, deur die volgende nag te kry. Ja. So ek sê altyd daai eerste 2 weke werk jy op net jou 24 ure skedules. En dan na 2 weke gewoonlik dip die kleintjies dan. Jy weet, ek dink is daar adrenalien ook wat opbou en so. So in die begin is daar eerste 2 weke is diarree wat jy weet, inskop en so, as die melkformule nie reg is nie. En ek sê altyd, dit is alles van 0 na 0. Jy weet, die olifant, daar's nie 'n tussenin nie. Dit is so dit is baie belangrik om daai ook op te tel, voordat hulle by 0 is. As jy na jou lewe kyk en eintlik maar die rol in jou werk kyk, voel dit vir jou asof jy 'n meer spesiale deel van die lewe sien? Bedoelende die feit dat jy deel van hierdie proses van hierdie ongelooflike diere kan wees, voel dit vir jou spesiaal? Want ek dink dit is vir my baie spesiaal, en ek dink dis een ding wat ek ook gesien het, is dis 'n graag iets wat ek aan almal wil deel. Jy weet, en ek het neem sommer met my ou foontjie af, nê, en sit dit op YouTube, maar die mense wat kyk, jy weet, ek sê jy moet altyd purpose in die lewe hê. Maar dit gee vir mense ook purpose. Jy weet, mense, en ek praat nie net van ons lokale, jy weet, communities nie, of ons jy weet, in Suid-Afrika nie, maar ek praat ook van internasionaal. Jy weet, waar mense nooit dalk 'n olifant gaan sien nie, in lewende lywe nie, maar wat hulle soveel kry, net om na hierdie olifante te kyk. So ek sê hierdie olifant het 'n ongelooflike groter doel in die lewe. En as ek dit net vir myself hou, is dit selfsugtig. Jy weet, jy moet dit deel. En hoe meer ek mense kan blootstel aan hoe ongelooflik is hierdie diere. Jy weet, ek kan net altyd aangaan, my kinders sê altyd vir my, asseblief, maar verstaan. Nee, kalmeer net, nee, want ek kan so opgewonde raak, jy weet, oor hulle stories en so. Ja, nee, ek moet sê dit is vir my net ongelooflike, hoe kan ek sê, verhouding wat jy met hulle, en dis nie maklik om daar te kom nie. Ek moet sê, dis baie, ek wil sê, sielkundig wat jy ook dit moet benader. Ek kan dink. Jy weet, en ek moet sê, ek is nie baie goed met die sielkunde daaroor nie, jy weet, spring in en ek doen 'n ding. Dit moet gedoen word. Maar daar's ook plek vir dit. Terwyl jy so praat, sit en dink ek, ons het altyd gesê, as daar, ek dink in die ouer dae, dan sê mens altyd, ek wens ek kan hierdie gevoel of hierdie emosie opbottel en met mense deel. Maar nou die dag te besef ek, dis eintlik wat tegnologie en die internet en sosiale media vir ons kom doen het, want jy kan daai gedagte van ek wil hierdie spesiale oomblik, hierdie gevoel in 'n botteltjie sit en met almal deel. Mense doen dit en dit is wat jy doen. Al neem mense 'n videoetjie, daar's mense wat soveel waarde uit dit put en dis mooi. Dit is, weet jy wat ek sê, weet
Ja, ek het al briefies gekry wat mense die olifante volg. Ja. En weet wat hulle op so 'n laagtepunt in hulle lewe was. Maar hulle wou gesien het wat gebeur die volgende dag. Ja. En dit het hulle deur die volgende 24 uur gehelp, nê? En so het dit aangegaan. So jy's reg, jy weet, daai botteltjies van kan ek sê goeie goed, want Ja. daar's so baie slegte goed in die lewe Daar deesdae om ons. Ek meen juist omdat julle ontstaan, julle kry wesies. Dit is ja, maar om van die negatief iets positiefs te maak, nê. En ja, ek probeer dit eintlik maar altyd so deur die lewe, kan ek sê, probeer trek. En nie te veel op die negatief te fokus nie. Maar hoe kan 'n mens dit verbeter? Ja. Wat sal jy sê is 'n groot wanpersepsie as dit kom by olifante? Ek dink een ding wat ek so vinnig aan geraak het, verstaan, is dat mense sê maar daar is te veel, jy weet, olifante. Ek dink, jy weet, dit is ek verstaan, jy weet, ons moet kyk na ons bos en so, maar ek dink ons spreek altyd regtig die probleem, jy weet, aan nie. En op die einde van die dag is, jy weet, die Here het die natuur vir ons gegee en die planeet om na te kyk. Maar byvoorbeeld soos hierdie olifante kyk na ons. Jy weet, as jy kyk die hoeveelheid direkte werksverskaffing wat daardeur gebeur. Jy weet, dis 140 mense wat werk het as gevolg direkte werk. En dan praat ek nie van indirek van, jy weet, verskaffers wat inkom en so nie. Dan praat ek nie van as jy vat tog ek het soos 'n Jobo Ladies projek wat ek die vrouens leer, weet dat hulle borduur en dat hulle van die huis af kan werk en hulle kinders kan kyk en vir ons goedjies kan bring nie. Maar dit is as gevolg van die olifante. Dis nie as gevolg van my of iemand anders of so nie. Dis is regtig van die olifante se kant af. So jy weet, ek dink daar's 'n groot waarde. En ek dink nie dis dalk net, jy weet, in daai opsig by olifant, ek dink dit is ons, jy weet, ons natuur, ons wild. Dis eintlik ons, jy weet, natuurlike kapitaal in die land. Dit is so en ons moet, en ek dink ek wil vra, hoekom dink jy is 'n organisasie soos julle nodig? Maar dit is eintlik vanselfsprekend, is organisasies soos julle is nodig want ons het nodig om te kyk na wat ons verantwoordelik voor is, né? En olifante is een van hulle. Ja, ek dink so, en vir mense daai geleentheid te gee, weet jy, daar is nie meer dieretuine, jy weet, om te gaan kyk nie. Dit is 'n hartseer, kan ek sê, jy weet, affære ook en so. Maar waar jy hierdie olifante kan sien in hulle natuurlike omgewing, waar hulle uitgaan, jy weet, in die veld, dis so natuurlik as moontlik. En dis ook, ek moet sê, wat ek nogal, weet, ek leer baie by die wilde troppe en by, jy weet, wilde olifante, hoe om dit so na as moontlik te kry in ons trop. En jy sien dit, ek dink, dis vir my baie mooi dat jy die moederskap agterkom. En dit is vir my baie mooi, want ek dink as ek ook aan olifante dink, dan dink ek net aan, soos jy sê, daai trop en daai kleintjies, en dis almal se verantwoordelikheid. Almal help. En dankie dat jy ook help. Dankie dat jy vanoggend ingekom het en kom kuier. Dit is regtig, die werk wat julle doen is ongelooflik. Ja, baie dankie. En hou die passie. Nee, ek sal my passie hou, maar baie dankie ook vir julle, weet, wat help om hierdie passies van mense ook uit te deel aan ander. Jy het vanoggend, ons het dit vanoggend nou hierso ook in 'n botteltjie gesit en ons deel dit met almal daar buite. Seker. Dankie vir die kuier.